Wie is in beheer van Suid-Afrika? Ek vra die vraag, en dis 'n ernstige vraag, omdat ek gister 'n video gemaak het oor hierdie hele saga van Iran se skepe wat Suid-Afrika toe gekom het, nadat 3 maande gelede al het Ramaphosa nou die bevel of die directive gegee dat Iran nie moet deelneem nie. Maar 'n mens kan dit toe nou verder vat. Nou as julle daai video wil sien, gaan kyk op YouTube. Hy is op YouTube. En as julle nie weet om by my YouTube kanaal uit te kom nie, gaan net na www.rianroux.co.za toe. My nuutste 15 video's of so is altyd daar beskikbaar. Goed, nou om terug te kom na wie is in beheer van Suid-Afrika. Die rede hoekom ek vra is, as mens nou daai ding vat waar Ramaphosa basies geïgnoreer is deur die Suid-Afrikaanse weermag, nasionale weermag, is 'n NDF, en Angie Motshekga, en Mandela Bese, en Rudzani Mpanya, dis nou die groot mense daarbo, insluitend ons defense minister. So, dit lyk my, Ramaphosa is nie regtig in beheer van ons weermag nie. Maar is hy in beheer van die land? Want dit lyk my, baie dinge wat Ramaphosa kwytraak, moet hy al ewig vra vir 'n ondersoek, of toestemming, of gaan kyk wat gaan aan. Nou, of jy nou hou van Donald Trump, of enige ander president, maar ek gaan hom nou vat as 'n voorbeeld. Ons kan net miskien kom na iemand soos Vladimir Putin toe, wat nou meer ekstremistiese voorbeeld is, maar kom ons vat Donald Trump as 'n voorbeeld. As hierdie tipe insidente gebeur het, had hy onmiddellik sy voet neergesit en gesê, nou, binne 5 dae wil hy weet wat hier aangaan. Goed. En ek praat nie net van hierdie Iran skepe geval nie. Ek praat van ander goed soos die ongeluk verlede week maandag met die 14 kinders. As so iets in Amerika moes plaasgevind het onder soortgelyke omstandighede, dan het Donald Trump gesê, I want to know now. Hoekom word hierdie tipe taksies toegelaat op die paaie? Dink 'n bietjie daaraan, dink logies daaraan. Imagine so iets het gebeur in Rusland, onder Putin se wag. Hy het nie eers gevra nie. Hy het links en regs mense begin uithaal. As hierdie tipe goed in ander lande gebeur het hulle presidente baie vinnig gereageer. So wie is in beheer van Suid-Afrika? Kyk nou ander goed wat gebeur. Ons gang violence in die Cape Flats. Nou ek wil 'n bietjie hierso ietsie lees wat Firoz Kachalia, was mos nou ons minister of police. En daar is vir hom gevra, weet wat doen julle omtrent hierdie gang violence in die Western Cape? En hy het gesê, I do not believe we are currently in a position to defeat gang violence in the Western Cape. The scale and intensity of organized crime here have outpaced the resources and capacity available to the SAPS. Met ander woorde, hy het erken dat die SAPS nie die mag het om enigiets te doen nie. Dit is kommerwekkend. Nou, daar's mense wat gesê het, maar kom ons stuur die weermag in. Regtig, wat se weermag? Wat gaan hulle doen? Is hulle reg opgelei om te doen wat gedoen moet word, of is hulle net trigger happy? So ons sit met 'n groot probleem. Wie beheer Suid-Afrika? Dit begin vir my al hoe meer voel asof construction mafias, watermafias, taxi associations en Zamazamas Suid-Afrika beheer. Randfontein hoor ons, Zamazamas het letterlik oorgeneem. Die polisie kan niks doen nie. Ons hoor dit al hoe meer op verskeie ander plekke in Suid-Afrika waar Zamazamas beheer die area waarin hulle werk. Selfs hier by ons. Ek wil nou nie spesifieke goed noem nie, want om redes. So, weer eens vra ek die vraag,
met hierdie tipe goed wat gebeur, as sou dit gebeur in Amerika. Imagine, ons het 'n insident soos die Zama's nou in Randfontein. En dit gebeur in Amerika. Dan het Mr. Donald Trump, boom, net so. En daar's ingetree. Aksie. Mense kyk nou vreeslik neer op hierdie ysgoeters wat nou gebeur in Amerika, maar hulle dink nie verder daaraan dat, weet wat, dit is 'n tree om 'n ding reg te maak. En die media verdraai baie. En weet wat, in die proses van dinge probeer regmaak, gaan foute gemaak word. Maar om te cherry pick, soos hulle sê, spesifieke insidente, terwyl jy die duisende goed wat reggemaak is, ignoreer. Maar dis miskien die tipe ding wat ons in Suid-Afrika nodig het. Ons het so 'n tipe ding wat landwyd om onwettige immigrante uit die land uit te kry. Ons skoolstelsels word, ek gaan sê oorheers, maar daar is blykbaar oor die 250,000 kinders van foreigners wat op skool is. En onderwysers van ander lande. Wettig of onwettig, ek weet nie. Dis nie die punt nie. Dis net ons stelsel word totaal nou oorgeneem. Onthou, dis 250,000 ekstra mense. En ek wil graag praat oor skole en die Bellawet en allerhande ander goed, maar dit is buite hierdie hele ding, want op die ou einde bly die vraag, wie is in beheer? Ons kyk na hierdie buitelandse beleid. Wie beheer die buitelandse beleid? Want op hierdie stadium lyk dit my die ANC gooi dinge maar net heen en weer, en Dirkou en die president, lyk my, praat nie eers elke dag dieselfde ding nie. So, Dirkou helfte van die tyd sê een ding, president sê 'n ander ding, en die RNE en die DA en al die RNE partners sit terug en sê, maar wat gaan hier aan? Ons het dan nie eers hierdie ding bespreek nie, en nou gaan julle net voort. En dis wat die ANC ding doen. Hulle worry nie om met enigiemand anders te praat nie. En dan kry mens regimente soos van nou Julius Malema af, in Oos-London, waar hy op 'n verhoog staan en waarsku dat as hulle in beheer van die regering sou kom, dan gaan alle lede van AfriForum gearresteer word. Maar waarom is Julius Malema in die eerste plek skuldig bevind? En waarom hy skuldig bevind is? Julle moet in ag neem. Die polisie het in die begin hulle voete so gesleep dat die AfriForum naderhand moes dreig met Gerry Nel om privaat te vervolg. En hulle moes aansoek doen vir 'n ding wat hulle noem die Mandamus order. Ek moet opsoek presies wat dit is en sovoorts, maar dit is die Mandamus order. En om die NPA, die National Prosecuting Authority, te forceer om Malema te vervolg. Malema, ek hou van Malema, klink vir my lekker. Malema klink al so oorgebruik. So, wees in beheer. Want baie keer is dit asof sekere mense, soos Malema, wil probeer voorgee dat hy in beheer is. Baie van hierdie ander unies ensovoorts gaan aan asof hulle die land regeer en beheer. Ons kyk na hierdie taxi associations en die mense wat dreig, as daar meer as een persoon in 'n voertuig is, gaan die mense begin boetes skryf van tot R5,000. Wie gee vir hulle toestemming? Wie beheer dit? En hoekom is daar nog nie iets gedoen teen hierdie soort mense nie? Hoekom is daar nog niks gedoen teen mense wat bribes aanvaar nie? Want wat beteken 'n polisieman of 'n verkeersbeampte as hy 'n bribe aanvaar? Omkoopgeld. Dan beteken dit die gereg word nie, wat beteken die gereg? As jy net 'n paar rand of KFC vir iemand kan gee.
Wie is in beheer van die land? Want dit lyk my dit is nie die president nie. Ministers nog minder. Lyk my die president en ministers sit net daar bo om salarisse te verdien en geld te maak uit BEE, tender deals. Dis hoekom hulle daar is. Maar daar word geen beheer uitgeoefen nie. Selfs ons munisipaliteite, daar is nie beheer nie. Ons burgemeesters en die members of the executive council, whatever hulle self wil noem, members of the mayoral committee. Hulle issue 'n paar orders heen en weer, maar as enige iets verkeerd gaan, dan is daar nooit enige accountability nie. Daar's geen beheer nie. Daar's geen persoon wat daar bo sit en sê, jy het nou nonsens aangejaag, jy's uit, soek jy nie meer hier nie. Dit is beheer. Wat Ramaphosa doen is, weet wat moet hy doen? As daar 'n minister, of polisie, of whatever, nonsens aangejaag het, hy sê, weet wat afhangend van die situasie, jy het 3 dae om vir my te kom verduidelik wat hier gebeur het. En as jy nie genoegsaam kan verduidelik nie, uit, bring dan die volgende ou. Ek sal 100 mense in 'n maand fire as ek hy was. En nuwe mense, hulle is hulle pensioene alles kwyt. As jy nie 'n werk wil doen in die regering waar jy die mense dien nie, uit. Maar nee, lyk my in hierdie regering is daar geen beheer nie.